Rachel Fourie en welkom by My Hartklop So se heel eerste podcast. Ek is super opgewonde om ons eerste gas aan julle bekend te stel. Hy's nie net die handsomeste man in die hele wêreld nie. En hy's so klein bietjie teen sy wil. Maar ja, my liefie, hier's Robert vir julle. Ek dink die heel eerste vraag, ons gaan nou 'n bietjie Q&A. Die heel eerste vraag wat iemand gevra het is, hoe spreek mens jou naam uit? Hubert. Nee. Robert. Wat het ons al gehoor? Robert. Ja, daai 3. So liefie, hoe spreek mens jou naam uit? Robert. Robert? Ja, Robert is Frans. O. So. Dan bietjie met sê. Ek dis nie vir my. Ek spreek nog nie. Ja, tyd verkeerd. Daarom werk ek te sê liefie. Dit is bietjie maklik. Net as ek kwaad is vir jou moet ek sê Robert. Anyway, baie welkom hierso op my bank. Hoe voel jy? Ag, ek voel dit voel lekker. Dit is my voorreg om hier te wees, my liefie. Ons het hierdie banke ver gery in die reën. Maar hulle is hier en hulle is heel. Vertel 'n bietjie die stories soos hoe ons die banke gekry. Ons was daar bietjie by jou maale gekuier. In Rustenburg en jy soek ons nou maar altyd nog banke en vir jou podcast. Okay. Ons was in Mr Price en ja, toe op 'n streng budget en toe sien jy hierdie bank en toe hierdie bank en toe is ons naderhand die hele Mr Price oop skoonmaak daar en ons het die hele ding gebou daar, die set. Maar dis my gunsteling eienskap van jou, is jy is 'n bok vir sport. Ja. Ek sê vir die skuif die bank so, bring hierdie kussentjie, hierdie mat, alles en ons set sommer so alles so op daar in Mr Price. Ja, en ons sien dit toe en dit het gereën. Ek was maar bang vir die reën en hulle het dit vir ons gerap en gelaai en ek het net in my gees gevoel maar ek moet Boulders toe ry en dat ek nog 'n seil koop van die reën en ja, ons het nog 'n seil gekoop en ons het van Rustenburg af met dit gery, dit het niks nat geword nie. Nee, en jy sit jy nou op jou bank en ja, dis voorreg. Ja. Lekker. So my liefie, ons het vir die mense op Instagram 'n Q&A opgesit. Ons kry baie vrae as ek en jy saam op damesoggende gaan. Ja. Die tannies is lekker nuuskierig. Hoe het julle ontmoet? Wanneer trou julle? Hoe is die groot dag en al daai dinge. En ons word ook baie genader deur die huisgenoot. En die Sari, Marula Media, almal wil net weet wat gaan aan in my en jou lewe. En jy's 'n baie private mens. Jy hou nie daarvan om sommer te deel nie. Nee, ek moes geweet in jou kop sit om hier te kan wees vandag. Ja. Maar okay, so ek het gedink ek en jy kan bietjie deur hierdie vragies werk. Ek het vir jou ook aangestuur, so jy kan net op jou foon. Okay, ek maak. En dan gaan ek 'n vragie gooi en dan kyk ons hoe ons die mense kan antwoord. Ja. En dan vra jy my iets en dan praat ons net so lekker saam. Is jy gemaklik daarmee? Ek is. Klop jou hart vandag. O my engel, hoe klop jou hart? Moet dit seker ook vir jou vra. So eintlik begin ek my podcast. Dis nou die idee. Ja. Elke keer as iemand hier gaan sit, gaan ek vir hulle vra, hoe klop jou hart? Soos ek vir jou moet vra, hoe klop jou hart? Wat sal jy sê? Sjoe, dis 'n moeilike vraag. En dit laat jy dink. Hoe klop my hart? Dis maklik. My hart klop. Doef, doef, doef. Nee. Rachel Fourie, maar doef kan sy ook weg. Liefie, soos wat is jou passie en wat dryf jou en wat voel jy is jou doel hier op aarde? Ek dink ons almal se doel op aarde is om vir die Here te leef en om disippels te maak en dit is tog hoekom ons hier is. En ja, ek dink baie kere sal ek sê ek fokus meer op die wêreldse aspek van die lewe. Jy weet finansies en werk en beroep en sukses. En ek dink dit is altyd reg om so te voel nie. Ek dink 'n ou moet, jy weet, ons is hier geplaas om eers die koninkryk te soek van die Here en dan kom al die ander dinge na die tyd. Maar ja, ek dink ek sal sê my hart innerlik voel ek het 'n hart vir mense. Dit is vir my lekker om met mense te werk. Ek sê ek het 'n hart vir beeste nie. Ek het ook 'n hart vir beeste. En nou hy Verseker, maar ja, ek dink dis mos hoe jou liefdeslysie lyk, nê? Dis eers jou beeste, dan jou bakkie en dan ek.
is nie. Dis nie waar. Ek was nie daar buite Nee, kry. my liefie, maar omdat my beeste was altyd daar en hulle praat nie terug nie. Hulle luister altyd. Okay. Hulle beklei nie met my nie. Ja, grap. En hulle so maak vir jou geld. Ek maak jou arm. hulle gaan help betaal vir die troue, so as met dankie sê vir hulle, dat hulle so mooi aanteel. Dis wonderlik. Ja. Jy my lief, jy snaaks. Maar nee, my hart, ja, ek sal sê, ek is nog in 'n journey, kan ek half sê, om my roeping half in die lewe te vind, maar ja, ek dink 'n ou het twee groot besluite in jou lewe en dit is met wie jy gaan trou en wat jy gaan doen, wat se werk jy gaan doen. So dink jy dis 'n goeie vraag om vir my gaste te vra? Nee, ek dink dit is mooi om te hoor dit is 'n bietjie 'n wye aspek vraag kan ek sê. Mense kan dan antwoord hê wat wyd is, ja. Okay, so nou reg om die Kom ons doen dit. Kom spring in. Ek's bietjie gespanne oor wat hierdie mense hier kwyt raak. Ja, Okay, kom nie ons te kyk. moeilike vraag vra nie. Ek dink dit is 'n baie algemene vraag hierso, maar ek gaan Ja. begin met mense vra hier. Hoeveel kinders soek julle? Ek wil een van daai Volkswagen bussies. Kinders, ek wil hom gepak hê met die kinders. My liefie, dan moet jy my maar probeer getrou het. Rarig nou. Ek dink net ons budget kan 2 bekostig op die Nee, oomblik. ek sal nie sê ek wou altyd baie kinders gehad het, maar tot ek nou sien, jy weet, dit is werk. Kinders is 'n werk, dink ek maar. Jy moet hulle oral heen vat. Maar ek dink ook is lekker, dis 'n voorreg om kinders te hê. So as dit die Here se wil is, dan as ons een kind kan kry, is dit wonderlik. As ons 4 kinders kan kry, dan is dit Dit is ook wonderlik. Ja, so. Ons dink tog nie nou. Ons dink aan dit, maar ook nie nou nie. Mens dink nou net aan trou. Ja, mens wil nou jou lewe begin en settle. maar ek is al 'n bietjie broeis as ek in die kerk is. Hoe is dit? Klein kindertjies wat daar Donkerkop speel dogtertjies en sien. sing en dit is my baie mooi. Dis So ek mooi. kom nou al op 'n fase wat ek Dit is goed om te graag hoor. kinders wil hê. Dit is goed om te hoor. Dit is goed om te hoor. Okay, hier sê 'n vrou, wat doen julle as 'n paartjie om die spaak nog lewendig te hou? Ja, so jy weet mos my liefie, ek is verskriklik romanties. Nee, ja, nee. Kyk nee, liefie. Nee, ek grap. Ek weet ek is nie die romantiese mens wat daar is nie. Glad nie. Dit is een van my tekortkominge. Ek dink die enigste tyd wat jy al romanties in jou lewe was die dag toe jy my gevra het om te trou. Jy het ek het all uitgehaal out en gegaan. gewys en toe sit dit. Wat het jy nou die dag my sê? Jy het vir my gesê, "Maar liefie, ten minste die kere wat ek romanties is, onthou ek darm." Dis Ja. ek nee, dit gebeur so min dat ek dit ook vergeet. Wat doen ons om die spaak aan die lewe te hou? Ons bid. Ek dink dit is iets waaraan ek kan werk. Maar ons albei kan maar ja. Dink jy ons het die spaak verloor? Glad nie die spaak verloor nie. Nee, ons is nog lekker aan die brand kan ek sê. maar Refresh. maar nee, ons het nie die spaak verloor. Ek dink die groot ding is 'n mens kom by gemak. Ons mans dink ek weet nie, ek myself, ek moet daaraan werk, verstaan? Ek moet moeite doen om vir jou om romantischer te wees, om bietjie vir jou te kook. Ek kan nog nie kook Jy nie, kan maar ek sal braai. leer. Ek Jy sal leer. braai kook. lekker. Ek kan Baie braai. lekker Ja. vir my. Gelukkig kan ek braai, Gelukkig. maar kook, ja, ek moet nog bietjie leer. En ja. Ek sou sê ek en jy is ook ons is nog nie in daai fase van ons lewe waar ons al jare getroud is en elke keer as ek jou sien dan staan 'n spaak vir my. Nee, vir my Vir ook. jou ook. Verstaan, Vir my soos ons is nou in 'n fase van ons lewe waar ons is so opgewonde oor klomp goed. Ja. En dit is ook challenging, maar daar's nog steeds so 'n stukkie opwindendheid in dit. So dit is eintlik 'n baie funny vraag wat die meisie ons vra. Ek weet nou nie wat se vraag jy wil. Nee, goeie vraag. Hoe het julle confirmation ontvang dat julle vir mekaar bedoel is? Gaan jy begin of moet ek begin? Jy kan begin. Mag ek die storie deel? Want jy moes nie daarvan as ek my storie deel, hoe het ek geweet jy is die een vir my nie. Jy mag. Kan ek hom maar deel? So, ek dink hoe ek geweet het, ons heel eerste ontmoeting
jy het my mos kom optel by my niggie se woonstel in Potchefstroom met 'n koffietjie, 'n mug and bean takeaway, chai latteetjie. En daai eerste ontmoeting, dit was nog daai tyd op my eis uitgesaai is. Daar was 'n vraag het ons voor of na op my eis ontmoet. Ons kan dit ook seker vir die mense net sê. Maar in elk geval, dit was nog toe dit op die uitgesaai was. Ek dink dit was al na by die einde redelik, of was dit na op my eis uit? Nee, dit was nog op TV. Ja. En ons moes toe nog wegkruip, soos dit in jou Potch woonstelletjie gaan koffie drink. En my heel eerste ontmoeting met jou. Ja, jy was Jy nie weet ek, impressed die coolste. Nee. Is nie so dat ek nie impressed nie. Nee, maar ek was het gesê, nie. dit was nie so, ek was baie, kyk, ek het my bene het so gemaak. Ja, nee, kyk. Ek was gespanne, Ja. want ek meen ja. Maar jou opregtheid en jou daar was iets anders in jou gewees wat ek nog nooit teëgekom het nie. Soos jy is op 'n heel verste bank gesit. En seker gemaak ek sit op 'n heel verste bank. En ons het net so regtig lekker gesels en ons het non-stop gesels. En so random soos wat ek is, jy was baie senuweeagtig. Toe sê ek vir jou soos, kan jy dans? Onthou jy dit? Toe sit ek 'n liedjie op en toe dans ons daar en toe ek sien jy kan dans en dink ek, okay, wag, it's worth om nog een koffietjie te hê, jy weet? So die dans wat dit Ja, As 100%. jy gedans het nie dan. Dit is dat cheers. Sjoe. Nee, ek grap. En toe die tweede dag, toe wil jy my weer sien. En Nee, jy wou my sien, jy wou my net sien. Nee. Jy het tog ons baie you shoot your shot, toe sê mens dit. En toe het jy by my en my ma en my niggie kom koffie drink. En jy het op die bank daar gesit. Toe maak jy so snaakse grap en jy lag soos net wat jy kan lag. Jy het so goofy lag aan jou. En toe het ek so in die hoek van my gekyk en ek joh, hierdie ouetjie is regtig baie cute. Maar ek sou sê toe ek geweet het jy is die man met wie ek wou trou, was die dag toe hy my gevra het om 'n meisie te wees. So ek het so dink gehad met die Here dat as 'n ouetjie eendag aanbied om my voete te was. Ek weet dis 'n baie random konsep, nie almal wat 'n nou pad saam met Jesus stap sal dit altyd verstaan nie, maar voete was vir my is baie special, is my baie eerbare ding en is 'n baie mooi humbling ding ook. En ek het al verstaan op uitreik en dan was jy mense se voete, soos daar's iets moois aan dit gekoppel. En ek onthou ek en jy het in 'n woonstelletjie nog 'n aksiefliek gekyk. Dit was nie eers romanties niks nie. Toe spring jy op en toe gaan haal jy 'n bak water uit jou eie uit. Ons het nie eens ooit gepraat daaroor nie met 'n handdoekie en toe vra jy vir my kan jy my voete was. En min wetend jy het geweet dat dit 'n ding is tussen my en die Here. Soos ek wou so bevestiging gekry het en toe daar begin jy my voete was, maar nie net dit is soos toe begin jy vir my bid. Maar soos 'n baie mooi bid. En toe vra hy my in daai oomblik uit. En ja, dit was een van die spesiaalste oomblikke en vir my was dit daar waar iets net in my geskuif het van soos hierdie is die man met wie ek die res van my lewe wil spandeer. Soos ek dink dit sit in enige man se skoene om op sy knieë te gaan vir sy vrou en te sê weet jy wat, soos ek wil net jou bless in jou voete was. So dis hoe ek geweet het jy's my man. Ja, dis mooi. Ja, Baie spesiale joh, dit was oomblik spannend. gewees. Nou, ek moet seker nou vertel wat ek confirmation gekry het. Ja, dag 1, boom. Op die TV. Wow. Nee, ja, ek het jy mos nou kontak gemaak met jou en ons doen nou 'n koffie gereël wat jy het gesê ek het mos vir ons koffie gaan kry daar by 'n garage en dit was die aand, ek dink dit was 10:00 die nag of 9:00 die nag. Was ek na jou toe. Ek gaan optel by jou niggie en ek op pad so het ek vir Here gesê, Here, as Rachel vandag haar koffie in my bakkie mors uitgooi. Konteks is baie belangrik. Robert is erg. Baie erg. Maar tot die 50 graad erg. Oor sy bakkie. Ja, 100%. net om hom skoon en netjies te hou. En ja, en ek het gery, ek ry deur Potch, ons drink koffie, ons gesels. Maar dis een van daai koffies wat die lid ook opgaat. Ja, en sy Ons drink. sy mors net nie koffie in my bakkie nie en ek dink toe ag Here, Dis nou nie die sy vrou moet van my. mors. En ja, ons het toe net gestop by my woonstel en ek weet nie, ons het stil gestaan, ek het die bakkie afgesit en ja, toe mors sy net en dis koffie op my seat. Ek het nie net gemors nie, ek het soos proper leeg gemors. Ja,
ek meen as dit nou 'n ander geval was, dink ek sou ek 'n bietjie ongelukkig gewees het. Jy sou maar definitief nie gedink het ek toe sou was trou ek vrou nou nie. bly eintlik gewees en sy het nog sommer 'n wet wipe Ek wou sê, uitgehaal. dit en was toe jy Toe weet ek nie wat gekry. sy die wet wipes gebeer het daar na handsak, so dit is 'n goeie teken. Ja, en toe het ek net geweet regtig, dit is die een vir my, maar ek het nog altyd gevoel. Hoekom het jy spesifiek vir die Here gevra as hy in my bakkie mors? Hoekom het jy ek so 'n bakkie mors? Ek weet nie, want dit is seker iets wat ek liefhet. My bakkie het ek nie lief nie, maar ek's erg oor my bakkie. Ek het dit op kamera. Erg oor die bakkie. So ja, dit het ek nou maar gedink, kom ek doen dit en kom ons kyk, kom ons toets, kom ons kyk. Ja, Wat sou jy gedoen as ek nou nie daai aand ek weet nie. so vir vra? Ja, ek sou seker aangegaan het en ek was baie aangetrokke tot jou en ek meen ons het 'n koneksie gehad. Ek het van my kant af was die eerste date baie lekker geweest. Maar ja, van jou kant af het ek nie gedink dit is vir Dit lekker was nie. lekker. Ja, was baie ons het lekker. gedans, my woonstelletjie. Ja, Dis lekker. okay. Gaan jy nou 'n vragie vra? Nee, jy moet nou 'n vraag ek. vra. Okay, so ons het obviously mekaar ontmoet na op my eis. Net Ja, vir want die jy het mense mos wat wil jy weet. het mos eers dit geshoot en toe soos dit ek het geëer. dit die jaar voor almal dit gekyk het al geshoot September. Ja. So dit was en toe's julle nou besig, dit was julle hede, my verlede al lankal. Ek het jou eers ontmoet na die reunie episode geskiet is, maar dit was nog nie op TV nie. Vang jy hoe ek dit sê? Ja. Ja, so ek het jou definitief 'n jaar later, as ons nou mooi dink aan wanneer ons geshoot het, ontmoet. So definitief nie. Ja, dit was na op my tydens eis op my geëer eis was, ja. en sulke goed. Kan Ja. net dat mense dit weet. Ja, is nie Net dat ek dink hulle ek en jy skelmpies terwyl Voor die ons begin show. voor die show 'n skandaal aangeknoop nie. ek het geweet van jou voor die show, maar jy het nie geweet van my nie. Ek was maar skaam. Ons kom in teruggetrokke. Dis baie wat gevra het hoe het ons ontmoet. Ek kan seker maar vir hulle 'n bietjie vertel. Wie die eerste move gemaak? Hier vra iemand dit. Wie die eerste move gemaak? Wat 'n move. Dit hang af wat se move moet nie. Sy het nie hier gespesifiseer nie, maar sy sê die eerste met 'n hoofletter move gemaak. Ek neem aan dis soen. Ja, nee, dit was jy. Is nie, dit was jy. My liefie, jy het my eers gesoen. Ek het vir jou gesê ek is eerste lief vir jou, maar ek het nie eers gesê. Ek het jou nie Ja, eers ek het jou gesien. eers gesoen. Kan jy daai storie vertel? Nee. Gaan ons hom nie vertel nie, okay. Ongelooflik romantiese oomblik gewees. Ek wens ons kan dit terug hê. Presies. Ek love my lief, dit was baie romanties. How long you two have been married? How long? How long? Ons is nog nie getroud nie. Nee, Dit kom ja, nog. ons Kom gaan nog. trou. Ons gaan trou. Ons op pad. Ons hoop ons gaan trou. Mense iemand wat vra raad vir iemand wat deur 'n hartbreek gaan, maar steeds hoop op 'n God-fearing verhouding. Gaan jy hom antwoord my lief, jy kan nog ons diep raak. Ha, raad vir 'n hartbreek. Ja, kyk, 'n hartbreek is taaf op 'n mens, nê. Nee. Dit is ook 'n ding wat nogals mooi was van my. Ons altyd 'n baie soortgelyke storie. Jy was in 'n baie lang verhouding, ek was in 'n baie lang verhouding en ons altyd seer gekry. Ja, ek dink 'n mens gaan deur 'n hartbreek en dan weet 'n mens nie altyd hoekom nie. Maar ek dink 'n mens moet, hoe kan ek sê, jy moet, soos iemand het daai tyd vir my gesê toe ek uit 'n hartbreek uitgekom het, vir my gesê jy moet nou iemand wees wat jy soek in iemand. So dit help nie jy sit en sulk oor dit nie. Jy moet aanbeweeg en jy moet die beste weergawe van jouself word, sodat as jy daai persoon ontmoet iewers alongside the road, dat jy reg is vir daai persoon en dat jy daai persoon kan ware toevoeg tot daai persoon se lewe en dat julle saam kan wees en dat jy op 'n goeie plek is, want dit is nie 'n 50-50 ding nie, dis 'n 100 ding in 'n verhouding. 'n Mens moet 100% wees en 100% en saam kan 'n mens iets moois maak. So ek dink 'n hartbreek is sleg. 'n Mens moet tyd vat om oor dit te kom. Tyd genees 'n mens se hart, tyd maak alles beter en dan moet 'n mens aan jouself werk en jy moet bid. Jy moet elke dag bid vir jou lewensmaat. Dit is belangrik want dit is nie die Here wat 'n mens, die 7 biljoen mense op aarde en die Here het een persoon vir jou daar buite en mens moet bid dat mens die regte persoon ontmoet want dit is mooi. Dit kan seker sleg ook wees as mens die verkeerde persoon ontmoet, maar as mens die regte persoon ontmoet, is dit mooi en lekker en ja, dan is die lewe lekker.
As die lewe lekker. Oh, dis mooi my liefie. Ja. Hier is ons iemand wat vra, hou ons saam stilte tyd. Ons doen ja. Ons doen nogals. Dit is moeilik as ons nou nie by mekaar is altyd nie. Maar mens moet saam stilte tyd hou. Hulle sê 'n couple that prays together stays together. Oh, kies jy. Ek dink jy's een van die soos mooi goed van my en jou is of wat ek baie waardeer is. Ek sien hier verskriklik baie Christelike vragies soos hoe bring ons God in ons verhouding ook en een ding wat ek en jy nogals doen is op Sondag, nou dat jy en ek so bietjie meer gevestig is, ry jy van die plaas af in en ontmoet jy my hier waar ek bly nou skakel ons bietjie meer by 'n kerk en maar toe ons nog in 'n jy weet stryd was van waar gat mense en so, toe ons elke Sondag saam 'n kerkdiens gekyk. Ons lees 'n boek saam. Ons is nou besig met Craig Rochelle se boek. Dis baie fun. Think Ahead. Dan praat ons bietjie oor dit en ons gebruik baie saam nagmaal. Ja. Dit doen ons baie. En altyd as jy saam met my na damesoggende toe gaan, voor die tyd dan salf jy my. Ja. En jy bid vir my. Nou ek vir my emosioneel. Ja. Dus God is regtig nogals, ek dink definitief in my en jou verhouding. En in ons moeilike tye en ja, so dit is ietsie so saam stilte tyd is een van die kosbaarste tye wat ek saam met jou het. En ons hou daarvan om baie keer ons het ook voor Paasnaweek toe ek en jy gesê ons gaan vroeg in die oggend opstaan en video call 5:45. So ek eers gedink 5:00 maar toe maak ons dit 5:45. En ons het getroulik vir 'n week, soos byvoorbeeld, dan bid ons. Soos ons is also sulke tipe goed ook doen. Bid ons vir ons families, bid ons vir ons troudag, vir ons toekoms, vir ons kinders. So ons twee is definitief twee mense wat weet waarvandaan ons krag kom. Wanneer ek en jy nie weet nie, dan is jy accountable om my te hou op jy hou my accountable deur te sê onthou waar jou krag vandaan kom, onthou by Jesus uit te kom. En wanneer dit sleg gaan met jou, dan glo ek doen dit ook vir jou. Ja. So ja. Nee, dit is belangrik om saam stilte tyd te hou, dink ek, en mekaar te ondersteun, geestelik te ondersteun en daar te wees mekaar. Maak nie saak wat nie al, gooi die lewe, wat se pile na mens toe, mens moet saam daardeur werk en dit is waaroor huwelik gaan en ek dink dit is belangrik om saam kerk toe te gaan en community te hê en om ja, vir mekaar te bid, is belangrik. Ek dink dit is die een ding wat ek die meeste oor dankbaar is en bevoorreg voel, is dat ek iemand gekry het om wie ek dit kan deel. Ek dink dit is altyd so maklik nie. Ek kry altyd of een lou een in die verhouding of een warm een of een koud of een warm of mense is nie so uitgesproke by mekaar oor jou pad nie. Ek dink baie mense glo ook dis jou verhouding met die Here en dis haar verhouding met die Here, maar ek en jy het so mooi balans van ek weet nie, ek is skaam om van hom by jou te deel en jy is skaam om van hom by my te deel en ons is nie skaam om saam te bid nie. Verstaan, elke keer voor ons eet al is dit KFC of McDonald's, dan sê ek, kom ons bid. En so ons bid gereeld saam. Dit doen ons nogals. Ja. En as ons nie weet nie, ons bietjie nie lekker nie, en dan bid ons. Ja. Dit is nogals iets wat ons doen. Dit is so. Het jy nou klaar diep gepraat? Okay. Wat is die volgende vraag? Wil jy? So daar weet party mense so 'n bietjie wat ons doen dan nou. Om God die sentrale punt van ons verhouding te maak. Wat 'n vraagie wil jy nog vra nie? Mense het gevra hierso. Hulle wil graag ons storie hoor van hoe ons ontmoet het. Ek weet nie, ons het nou so 'n bietjie eintlik dit geantwoord in die sin van hoe het ons geweet dis die een, maar as jy so vinnig kortliks net jou kant van die storie kan vertel vir mense wat dan nog nie die Huisgenoot of die Sarie gelees het nie. Ja, ek dink ja, ek het jou nou gesien op TV. Op TV. En dit was ja, ek het geweet van jou voor op my eis al, wat jy by Girls daai werk en ek het jou eintlik gevolg al op Instagram daai tyd, maar jou stalker. Jy weet besig nie. En ek was maar dis ook 'n van die fun fact. Ons was in dieselfde dorp vir jare. Ek het jou een keer gesien
by die Inter, maar ek was maar net 'n bietjie bang geweest om jou te ek was maar 'n bietjie skaam, weet ek is maar skaam. Stil en teruggetrokke ou eintlik. Maar of jou vriende dieselfde sal sê. En ja, en toe ek op my eis sien toe ek net soos van of ja, toe ek jou op my eis sien. Dit is 'n tongknipper op my eis sien. Toe ek soos van ja, ek was kwaad vir myself geweest. Hoekom het ek nie lankal al weet vir jou 'n boodskap gestuur of jou approach of 'n plan gemaak en hier by episode 2 toe besef ek nou hoorie maar ek dink die ou gaan jou dalk kies want ek meen wie sal jou nou nie kies nie. en toe is ek kwaad en toe stuur ek vir jou 'n Instagram, maar obviously daai tyd het jy seker duisende Instagram boodskappe gekry en videoetjies en goed. So daar het niks van gekom nie. En my niggie het mos ook vir jou 'n boodskap gestuur. Maar ek het hierdie twee by mekaar. Ek het haar reply. Jy het vir haar laggesiggies teruggestuur. Wat is dit nou al die hoeveelste niggie en die hoeveelste tannie wat my al probeer matchmake? En toe gelukkig toe besef ek nou hoorie, maar ek dink nie ek sal ooit 'n kans kry met jou nie. Ek dink ek moet nou maar aanbeweeg, maar toe op jou Instagram sien ek maar jy ken vir Henny en ek ken vir Henny en ek bel toe vir Henny en Henny sê vir my nee, hy ken jou en julle was saam gewees op die uitreik Indië toe. En hy toe nou probeer dat ons by mekaar uitkom. Maar ja, jy wou niks weet nie. En toe het ek jou nommer op 'n ander manier aan die hande gekry. Wil jy sommer 'n damesoggend in Ottosdal reël? Ja, ek sien jy adverteer die damesoggend en sê ek my mamma, kom ons doen 'n damesoggend. En dan kan jy vir jou ry van Potchefstroom af Ottosdal. Ek bring jou en dan kan ons nou 'n bietjie klik op die pad so toe. Jy het gehoop ons. Maar ja, dit het toe nou nie gebeur nie en ek het toe nou vir jou, toe ek net besluit. Ek wag tot vandag te vra om my net weet is dan nou 'n damesoggend of nie. Toe het ek besluit, hoorie, maar ek gaan nou vir jou 'n video maak. Hoe het jy my nommer in die hande gekry? Dis nou toe by die oom wat jou nou geken het, oom. Ja, hy het toe nou geken en hy het vir my jou nommer gegee en ek het toe nou besluit, hoorie, ek gaan nou vir jou 'n video maak. Nou op die plaas op my bakkie het ek vir 'n video gemaak oor alles hoe ek is en wat ek voel en my hart eintlik maar uitgestort in die 4 minute lange video. Dit was 'n lang video. En die ergste was toe ek hom nou stuur maar ek stres. Ek weet dis rof. Ek het hom net die hele Sondagmiddag was ons besig om die video te maak. Nou dat ek jou ken, kan ek in my kop dink hoe lank dit gevat het. Ek is gespanne, wat moet ek nou sê en gaan ek nou die regte goed sê? En ja, 2 dae na antwoord jy my en sê vir my nee, sorry, jy is nie op 'n goeie plek om 'n koffie saam met my te drink nie. En ja, toe het ek nou net besluit hoor, dit is nou so. Ek het nou als ingesit in hierdie, ek het nou probeer, ek het nou gejag, maar ek het nou gemis. Sorry my. En toe het ek aangegaan met my lewe. Paar ander girls gesoen intussen. Ja. You're not denying it. En toe het ek ja, 'n boodskap van jou af gekry, Facebook. Jy het my gesê ek moet weer vir jou die video stuur. Miskien gaan jy anders reageer hierdie keer. Nee, wat 'n flirt is ek nie. Toe het jy anders gereageer en ja, toe het ons nou die koffie gaan drink. En hier is ons. One thing led to another. Okay. Ja, so die mans daar buite as jy van 'n girl hou. Ja, gee alles. Gee alles. Iemand het hier gevra hoe lank het ons gevat voor ons verloof geraak het. Maar ons het nie lank gewag voor ons verloof geraak het nie. Ons het nie. Ek dink ons altyd is op 'n ouderdom en ons altyd was so jy het 'n mooi fondasie met soos 'n stap 'n mooi pad om God, ek ook. Dink ek weet al wat ek in die lewe soek, wat soek ek in 'n lewensmaat. Ek dink met ouderdom soos ons is nie meer 20 of 21 of op universiteit nie, soos jy was al 'n werkende mens en ek was 'n werkende vrou. So ons is op 'n ouderdom gewees, ons nie regtig mekaar se tyd vermors nie, so ons was van die begin af oop en eerlik en jy weet jy het bevestiging gekry en ek het bevestiging gekry en ons het gevoel dit is so. Ja. Dit was ek dink dit was 3 maande. Nee, ons het in Julie begin kuier, Augustus, September vra my om jou meisie te wees en daai November te vra my om te trou. En ja, so dit was 'n bietjie quick. Ja, maar dit was, ek meen ons het albei ek het sekerheid in my hart gehad, jy het sekerheid gehad. Ja. En ek dink as mens weer aan weet 'n mens, dit is 'n groot ding. Baie mense het vir my altyd gesê en ek het ook altyd gewonder, hoe weet 'n mens is nou die regte persoon? My oupa het altyd gesê dit kom soos 'n groot skei. Baie sorry my.
Nou, dat is Ja, nigtig. sorry, pa. Maar- Dis my oupa, sê ek. Nee, ek weet, maar ek dink net dit is so. As 'n mens weet, dan weet 'n mens. As Dan dit jou weet mens. maatjie is en jy kan nie sonder daai persoon lewe nie en jy wil nie, dan is dit die een. Dan is Hoekom dit wil 'n mens nou wag? Ja, En jy het elke liewe een van my boksies getik. dankie my liefie. Daar was nie een ding wat jy nie wat Ja, jy jy moet nie- nog 'n boksie tik. Ek. Jy kort nog een boksie by my. En wat's dit? Om jy 'n bietjie kyk of jy lekker beskuit kan knie en so. Ruben. Dis fun. Ek grap net. Ek het nou gedink jy gaan sê reg massage. Okay, hier's 'n lekker een. Wat is julle gunsteling fisiese karaktereienskap van mekaar? Is dit nou soos uiterlik, fisiese? Ja, dis fisies en karaktereienskap. Ja, wil kies mens net een. Jy het vir my die mooiste oë in die hele wêreld. Jy weet dit. Ek love jou bruin oogies. Ek wou nog altyd 'n man getroud met bruin oë. Okay. Maar jou bruin oë is special. Dankie my liefie, dis mooi. Ja, maak ek nou gemaklik. En ek dink fisiese en ander eienskappe soos ek hou van, soos jy kan my lekker laat lag, soos ons lag lekker saam. Ja. Ons lag regtig lekker saam. En jy is ongelooflik ondersteunend. Ek dink daar's iemand wat 'n groter cheerleader vir my is in my lewe as jy nie. As ek nie in myself glo nie, glo jy in my. Jy is altyd meer in my raak sien as wat ek self in myself raak sien. Ja, en jy's 'n man wat die koning, priester en profeet van ons huis gaan wees eendag, soos dis maklik. Ek's hardkoppig, maar jy's 'n tipe man, dis maklik om onderdanig aan jou te wil wees. Al wil ek beklei baie keer teen dit, is dit net weer, dis nie, soos jou ook die mooiste eienskap, jy kry goed gedoen in die sin van jy's baie, ons altyd is bietjie perfeksionisties en ons hou van hoe dinge moet loop en goeders, maar ek hoef jou nie te smeek om gou-gou vir my 'n fotoraam op te sit of so tipe ietsie, soos jy sal dadelik vir myself help. Jy's handig en jy doen dinge. Dis vir my altyd lekker. Ek hoef jou nooit, jy's nie 'n lui man nie. Dis basies wat ek kan neers dit so sê. Jy's iemand wat ja, hardwerkend is. Sien, daar's nie, ek kan nie net een noem nie, maar fisies elke liewe ding van jou is vir my pragtig. Ag, dis wonderlik. Dis wonderlik. Nee, my liefie. Smile en alles. Fisies vir my van jou is ook, jy's vir my pragtig, beeldskoon, alles van jou is. Dit klink of jy Baie dit mooi. geoefen het. Ek het. Dis Nee, pragtig. Alles van nee, jou. jy is regtig my mooi. Maar jou neusie is vir my. Nee, ek het nie dit verwag nie. My neusie. Ja. Hi my liefie. En die karaktereienskap. Dit kan ek vir jou sê my neusie. Ek het dit nie verwag nie. Kom my neus. Dis mooi. Van my neus is weer mooi. En jou karaktereienskap is jy kry ook goeders gedoen. Ek kan op jou knoppie druk en jy kry die goeders gedoen. En as jy vir my sê Robert, ek wil hierdie ding doen, dan doen jy dit. En dis vir my mooi. Ek Ons is doen ons. ons doen. Ons doen. En jy's ek is meer 'n Dis ons hashtag vir ons trou. Ons doen. okay, ja, so my gunsteling eienskap van jou ja, is jy's baie welcoming teenoor mense. Ek is 'n bietjie meer ernstig en soos as ek saam met jou is, dan is dit, jy weet, jy lok mense aan en is vriendelik met mense en dit maak dit vir my 'n bietjie makliker om dan nou nog met makliker vriende te maak en so, want jy is daar en altyd vriendelik en uitgesproke en ja, is lekker. Dis lekker. Dankie my liefie. Maar jy is nie soveel van Ja, dit. ek is Jy's nie 'n so- lekker mens. Ja, ek het my ernstige tye. Ja nee, jy het. Ons is amper klaar. Ja, wat se ander kom ons ons het nou wat se ander vragies is daar? Ek dink ons het nou al redelik. Okay, hier is ons nog een vraag wat iemand wil weet, wat is soos goeie raad of die beste advies wat ons vir jong koppels kan gee wat lief is vir Jesus? Bly altyd lief vir Jesus. Definitief. Ja, ek dink dit is baie belangrik om
om die liefbly vir Jesus te hou in daai sin. Ek dink baie keer as mense in 'n verhouding kom, dan val daar 'n paar goedjies weg. Ek dink dit is ook belangrik dat mens moenie jou geluk op die ander persoon bou nie. Want ons moet ook net onthou jy's mens, ek's mens, jy gaan my teleurstel, ek gaan jou teleurstel. As ons heeltyd ons verwagtinge mekaar sit, dan gaan dit kom dat ons iewers dit laat val, verstaan jy? En dan kry mens seer. So ek dink as 'n jong paartjie is om te verstaan dat jy bly God se seun en ek bly God se dogter. Eerste. En wat het ons een keer onthou ons was by 'n troue gewees, toe sê daai ou ek weet dis nou bietjie ons deviate nou bietjie, maar dit sal nou my punt bereik, maar hy het gesê dit was my verskriklik mooi. Toe sê hy, wat verseker dat mens nooit op mekaar verneek nie. Toe sê hy, jou vrees vir die Here. En ek dink vir enige jong Christen paartjie wat aanhou die Here moet lief hê, is dat ek moet jou lief hê soos wat God jou lief het, in die sin van ek wil nie jou te nakom nie. Hoekom? Nie omdat jy wonderlik is nie, maar omdat ek 'n vrees in my hart vir God het. Verstaan jy? Ek wil die beste vir jou kan gee as vrou eendag en jy vir my as man. En dit wat my gaan accountable hou is die feit dat ek 'n goeie vrees vir God het. Verstaan, ek moet jou nog steeds altyd sien as maar jy behoort aan hom. Verstaan jy? So ek moet jou lief hê soos wat Christus of jy my lief hê soos Christus die kerk lief hê, en ek moet jou kan respekteer. So dit is hoe ek dit sien. Ja. En ek dink ook die wêreld sit met baie druk op hoe 'n mens moet wees vandag. Sosiale media en hulle het al vir die persepsie van hoe dit lyk. En ek dink dit 'n mens moet jou eie lewe leef, jy weet. As dit werk vir jou en jou man of jy en jou kerel, en julle doen hierdie ding saam, julle hou nagmaal saam of julle doen hierdie ding. Dit gaan nie oor die wêreld nie. En wat ander mense dink. Julle twee moet lief wees vir mekaar en lief wees vir die Here, en julle moet altyd die Here moet eintlik jou senter wees van jou besluite, van jou lewe, van jou daaglikse aktiwiteite. Dit moet alles wees. En ek dink net dis moeilik in vandag se tyd, want mense het 'n persepsie van hoe 'n mens moet wees en wat 'n mens moet hê en wat 'n mens moet aantrek, en ek dink net dit sit druk op verhoudings. Ek dink net Mens moet jouself omring met goeie vriende, want absoluut. dis soos byvoorbeeld iemand het ook een keer in ons huwelikskursus met vir my en jou gesê, soos ons moes gepraat het oor ons vriende. Soos het ons jy weet, goeie godly geestelike vriende, want daar kan goed kom in 'n huwelik of goed kom in 'n verhouding, soos verlies, 'n miskraam, soos klomp harde goed wat mense in die lewe gaan kou, soos watse tipe mense gaan in jou lewe wees wat saam met jou gaan bid en by jou gaan staan, of het jy 'n tipe mense wat net gaan uittap. En ek dink dit help veel, ek en jy is so lief vir Jesus, en dan wanneer ons by ander mense kom, dan is ons net weer soos die wêreld. Verstaan jy, soos mens moet konstant bly, maar mens moet ook jouself omring met mense wat julle kan help om daar te bly, en nie te moet voel ek en jy as paartjie moet verander om in te pas by hierdie mense nie. Kom wees ek en jy eerder nie die gieters wat in hulle koppies. Ek weet dis een ding wat ek en jy na streef, is dat wanneer mense by my en jou is, wil ons wil hulle moet wegstap en hulle moet meer van Jesus weet, verstaan, nie andersom nie. Ek en jy stap al weg en ons voel minder. Dit is so. Ja, my liefie. Is daar nog vragies? Nee, ek dink ons kan om afsluit met die vraag wat almal wil weet. Hier kom ewen 'n drumrol. Wat oral is dit net soos die groot vraag. Wanneer? So wanneer, waar, hoe lyk dit? So almal wil weet wanneer trou ons en wat is die datum? Die datum is die datum wanneer ek en jy trou is. Ja, die 8de November 2025. Daar weet almal dit nou, maar so mooi getuienis ook eintlik agter die datum. Ons sou 3 Mei getrou het en toe nou trou ons die 8de November. Is jy opgewonde? Baie, sien baie uit, nog 'n paar reëlingkies, maar daarom tref jy die meeste van die reëlings. Ek bly wonderlik en lekker. Wie kry dinge gedoen? Rachel doen. Rachel Boerie. Rachel Rousseau, R&R. R&R. Okay, my liefie. Ja. Vertel jy vir ons die getuienis van die datum?
Ja, so ons trou die 8de November, maar dit is nogals so bittersoet vir my hierso. Ons het die 3de Mei getrou het. Ek het gebid. Ek dink ek het gebid en vir die Here gevra vir 'n datum en ek het Bybelstudie gedoen een oggend en die Here gee toe vir my Spreuke 3 vers 5 en ek het gedink toe, okay Here, as die 3de Mei, want 3/5, die 3de van die 5de maand op 'n Saterdag val, dan glo ek dit is ons troudatum. En te doen dit, soos dit was, onthou nog, dit was soos die crazieste deel. En ek het net, en die skrif sê, trust the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge him, for he will make your path straight. En ek het net gevoel vir die seisoen waarin ek en jy was, soos dis 'n vers wat ons gaan dra. Soos vertrou net op die Here, moenie op jou eie insigte staat maak nie. Jy weet, en ons moet net op hom fokus en alles wat ons doen vir hom doen en hy sal vir ons wys wat die pad om te volg en so Spreuke 3 vers 5 is die hele tyd ons ding, En so kry ons toe 'n venue en ons gaan op 3 Mei trou. Ja, en toe het ek mos weer gaan kyk na die venue en toe was dit net dit was net toe nie 'n goeie ervaring nie en ek was toe nogals devastated dat ek het gesê ek kan nie trou op hierdie venue nie en ons het toe nog al 'n deposit ook betaal. Ons het hom nie teruggekry nie. Die vrou het geweier om terug te gee vir ons. En dit was hartseer want toe gaan soek ons wyd en suid vir 'n ander venue wat ons op 3 Mei kan trou want ons was regtig, ek was baie erg oor die datum en ek het regtig gevoel dit is wat die Here sê. Ag maar langs vir die kort, so het ons toe by 'n ander venue uitgekom wat jy baie graag by wou trou en die enigste datum wat hulle beskikbaar gehad het was al die datums in November. En onthou ek het laas jaar Desember voorberei vir my laaste praatjie vir die jaar en jy was saam met my Limpopo toe. En ek het voorberei en ek het toe my dagboek oopgemaak en toe was dit 8 November 2023, soos 'n lang tydjie terug. En op 8 November daai dag het ek oor my man gebid. Toe was jy nog 'n beloftetjie. Toe het ek gebid en gesê soos Here, wees my man, waar is sy? Kan hy nie nou maar kom nie? Ek het lank gewag vir jou. En en ek sê toe vir jou my engel, ek dink van al die datums in November, dink ek 8 November resoneer met my hart. En ons besluit op die datum en toe ek terugkom Januarie en ek kom kuier vir 'n vriendin in Klerksdorp. Toe het sy vir my so 'n tumbler gekoop met 3 vers ook Spreuke 3 vers 5 en sy moedig my toe aan en sê vir my, "Hoor, hier is mos jou Robertse verf." Ek sê, "Ag, jy sal nou nie glo nie, maar ons trou nie meer die 3de van die 5de maand nie." En ek het regtig in my hart geglo dit was God se plan. En net toe ek so kyk, dis ek soos, "O, maar wag, 3 + 5 is 8." En toe besef ek soos as die Here sê, trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge him, for he will make your path straight. Verstaan, God se tyd en jou tyd. Soos daar's dalk 'n rede vir hom om dit bietjie uit te gestel het en ek dink ons het dit nou self agterkom hoekom. Ja. Dis nie maklik, is nie lekker nie. Ons was definitief mense wat geglo het mense moet verloof raak en dadelik trou. Maar ons storie het net nie so uitgewerk nie. En hy het ons 'n baie mooi datum. 8 beteken infinity en dit beteken dis 'n mooi betekenis aan dit en ja, so ons trou die 8de November 2025. Ag lekker. Ag, hy gaan 'n mooi groom wees. Mooi bruidjie ook. Wow, klink so jy moet dit sê. Dit is my oulik. Okay, maar dit was baie lekker om jou hier te gehad het. My engel, dankie dat jy bereid was om bietjie jouself daar buite te sit. Dankie my liefie, dit was my voorreg om hier te wees. Was regtig lekker, dankie daarvoor. Ja, nee, so wys en ek dink die mense gaan nou net meer van jou hou na hierdie episode. Dis ook maar so. Dankie. Dankie.